23 in die 1953 Afrikaanse vertaling klink soos volg. Toe kom die man van God nader en sê aan die koning van Israel, so spreek die Here, omdat die Arameërs gesê het, die Here is 'n God van die berge, en hy is nie 'n God van die laagtes nie, daarom sal ek hierdie hele groot menigte in jou hand gee, dat julle kan weet dat ek die Here is. Daar is sekere dinge wat geen mens ooit moet waag om te doen nie. Jy moet nooit in jou hele lewe die Here beperk nie. Jy moet nooit in jou hele lewe sy krag onderskat nie. Niemand moet waag om die Here te verkleineer nie. Niemand moet waag om met God te spot nie. Almal wat dit nog gedoen het in die verlede, het lelik op hulle neus gekyk. Ek gaan so 3 voorbeelde aanhaal. Daar is die geval wat ons lees in 2 Konings 7 van die adjudant op wie se arm die koning geleun het. Die storie begin toe die Arameërs Samaria, die noordelike hoofstad van Israel, beleer het. Geen kos kan in, niks kan uit. Die toestand is later so hewig dat hulle duiwemis moes eet, 'n eselskopbene geëet het. Die vrouens het mekaar se kinders geslag en geëet. Dit was so erg dat die koning nie 'n oplossing gehad het nie. En dan lees ons hierdie woorde, toe sê Elisa, toe die stryd op sy hewigste was, hoor die woord van die Here, so spreek die Here, môre omtrent sulke tyd sal 'n maat fyn meel 'n sikkel kos, en 2 mate gars 'n sikkel kos in die poort van Samaria. Die adjudant op wie se arm die koning geleun het, hoor dit ook, en hy maak die volgende uitspraak en sê, al maak die Here ook vensters in die hemel, sou dit kan gebeur. En Elisa sê vir hom, kyk, jy sal dit met jou oë sien, maar nie daarvan eet nie. In die tussentyd het God 'n geweldige gedruis en 'n gesuis van oorlogswaans en perde en 'n groot weermag laat hoor, en die Arameërs skrik so groot, net hulle ore hoor dit. Die Here bewerk dit dat net hulle ore hoor dit, en hulle los alles, hulle tent, hulle voorraad, hulle perde, en hulle waans, en hulle vlug, en hulle hardloop, so wat hulle kan. En so kom 4 melaatses wat in die poort van Samaria gesit het en gedink het hulle gaan sterf, want daar's nie kos in die stad, daar's nie kos vir hulle nie. Hulle meen dis Gehasie en sy 3 seuns, en hulle kom by hierdie tentlaar van die Arameërs aan, waar alles ontruim is, want hulle het gevlug weens die gedruis en die gesuis wat hulle gehoor het. En hulle begin eet en hulle steek van die goed weg, en dan besef hulle, hierdie is 'n dag van groot blydskap en ons bly stil, as ons stil bly tot die môre sal ons skuldig staan. Kom, laat ons dit gaan vertel in die huis van die koning. En so lig hulle die koning in, en so bring hulle die voorrade in Samaria in, en die koning stel die adjudant wat die uitspraak gemaak het oor die voedsel om te kyk dat alles goed verloop, maar die gepeupel het so toegestorm op die kos dat hulle hom vertrap het en hy het gesterf. Net met sy oë het hy dit aanskou, maar nie deel daaraan gehad nie. Daar is die welbekende geval van die Titanic. In die weelde skip van daardie tyd, nog nooit was daar so 'n skip gebou nie. Ons kan sê 'n ingenieurswonderwerk, 'n tegnologiese wonderwerk, sodat iewers het die gerug uitgegaan, het 'n verslagskrywer gesê, selfs God kan hierdie skip nie laat sink nie. Sien nie wat het hulle gedoen? Hulle het God beperk, hulle het God onderskat, hulle het God verkleineer, hulle het met God gespot as ware. En op sy eerste vaart sink hierdie wonderlike skip, toe dit 'n ysberg tref in daardie nag van 14 April 1912. Ek wil 'n verhaal uit my eie lewe aansny.
Destyds het ons die distriksvergaderings gehou, so 1 keer in 'n kwartaal, die verskillende gemeentes. Dan moes ons uit Calvinia uitkom en ons het hier in Mamasbury oorgebly. Ons reël met die pastoor dat hy ons by 'n sekere punt sal kry en dan ry ons agter hom aan, want ons het nie 'n idee waar is Plumstead in die Kaap waar daardie vergadering sou plaasvind. Ons weet net dit is iewers daar in die suidelike voorstede van Kaapstad. Ons kom van die platteland, ons ken Kaapstad bitter sleg. Maar in dieselfde tyd reël ons dat ons ietsie moet gaan optel by my vrou se oom en ons is daar en op 'n manier verpas ons geleentheid. En ons besluit, kyk, ons moet nou eenvoudig ry vanaf Brooklyn waarin ons is tot in Plumstead. Ons het nie 'n idee waar dit is. Ons weet nie eens regtig waar ons bevind nie. Dis die dae voor die GPS'e en al die tegnologiese hulpmiddels wat ons vandag op ons selfone het. En ek sê nog hierdie woorde: as die Here God ons vandag help, is hy waarlik God, soos wat die Israeliete gesê het toe daar die uitdaging was in die tyd van Elia op die Karmelberg. En hy gesê het, die Baal-profete moet bid vir vuur, en dan sou hy ook bid vir vuur. En toe die vuur van God neerval, het hulle gesê, die Here, hy is God. Geliefdes, hoor my vandag, ons ry suidwaarts, biddende, ons sê, Heilige Gees, help ons, lei ons, help ons. Ons gaan stop binne in Plumstead, by 'n garage, ons vra, waar is die kerk? 200 meter van die kerk af, het ons stilgehou en ons is daar. En ek onthou daardie tyd, een van die broers van Calvinia gemeente, broer Henny Visagie, hulle kom dikwels in die Kaap, hulle ry met skaaptrokke, die skape aan, hulle ken die Kaap, hy verdwaal daardie dag so, dat hy van 'n telefoonhokkie moes bel na die kerk, en sê, help my net, dat ek by die kerk kan uitkom. Die Here, hy is God, wonderbaar, is sy wonderlike, heerlike naam. Kom ons luister eers na 'n stukkie musiek voordat ons verder gaan praat. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, dra my deur. Daar's 'n lied in my hart van sonde, my bekeer, my bekeer. Daar's 'n lied in my hart van sonde, my bekeer, my bekeer. Daar's 'n lied in my hart van sonde, my bekeer, my bekeer. Daar's 'n lied in my hart van sonde, my bekeer. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, hy kom weer, hy kom weer. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, hy kom weer, hy kom weer. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, hy kom weer, hy kom weer. Daar's 'n lied in my hart van Jesus, hy kom weer. Ek het niks meer nodig nie, ek skuil net by hom, en ek wag dat hy weer op die wolke sal kom. Ek het niks meer nodig nie, ek skuil net by hom, en ek wag dat hy weer op die wolke sal kom.
Daar's 'n lied in my hart, want Jesus dra my deur. Dra my deur. Daar's 'n lied in my hart, want Jesus dra my deur. Dra my deur. Daar's 'n lied in my hart, want Jesus dra my deur. Daar's 'n lied in my hart, want Jesus dra my deur. Daar's 'n lied in my hart, want Jesus dra my deur. Daar's 'n lied in my hart, want Jesus dra my deur. Koning Ben-Hadad van die Arameërs trek vir 'n tweede keer op teen Israel. Die eerste keer het hy 'n magtige weermag gehad met 32 konings wat hom sou ondersteun en help, en tog het hulle verloor. En die rede, sê sy manne, waarom hulle verloor het, lees ons hier in 1 Konings 20 vers 23, want die dienaars van die koning, dis nou van koning Ben-Hadad van die Aram, het vir hom gesê, hulle gode, Israelse gode, het gedink dis gode, so min weet hulle van die God van Israel, is berggode gelokaliseer net daar waar die berge is, daar help daardie gode vir Israel. Daarom was hulle vir ons te sterk, maar as ons met hulle op die vlakte veg, sal ons sekerlik sterker wees as hulle. Ek weet nie presies waarom hulle gesê dat hulle is berggode nie, of dit miskien terugslaan wat ons lees daar in Josua hoofstuk 14, waar die grond verdeel is in Israel, en Caleb gesê het, ek is vandag nog so sterk, soos 45 jaar gelede. Daardie dag lyk het my, was dit sy verjaarsdag, is hy 85, en hy sê, gee my dan nou hierdie bergland. En hy het die bergland ingeneem, moontlik slaan dit op dit. Vir 'n tweede keer trek hulle nou op teen Israel. Daar is aanbeveel dat hy veggeneraal sou kry. Die Bybel praat van goewerneurs in plaas van die konings wat hy sou aanstel, ervare krygsmanne wat hom sou help in die geveg. So nou gaan hulle verseker wen, want die God van Israel, of die gode wat hulle dink van Israel, help net daar op die berge. Nou gaan hulle in die vlakte kragte meet. Ook was hulle getalle baie meer as die van Israel. Die Bybel sê daar in vers 27 dat hulle het soos 2 klompies bokke gelyk teenoor die Arameërs. As jy nou daar met 'n helikopter sou oorvlieg en 'n lugfoto neem, of met deesdae se hommeltuie, dan sou jy sien, hier lê Israel soos 2 klompie bokkies, en hier is die groot leer van die Arameërs van Ben-Hadad. Toe kom die man van God en sê hierdie volgende woorde in vers 28, en vir die eerste keer in my lewe sien ek iets raak wat ek nog nooit gesien het toe ek hier gelees het nie. Hy sê, omdat die Arameërs gesê het, die Here is 'n God van die berge, en hy is nie 'n God van die laagtes nie, daarom sal ek hierdie hele groot menigte in jou hand gee, dat julle kan weet dat ek die Here is. Op grond van die uitspraak wat die vyand gemaak het, gee God hulle in sy volk se hande. Nie omdat Israel dit regtig verdien nie, nie omdat hulle so seer gebid het nie, nie omdat hulle baie geestelik was nie, inteendeel hulle was nie geestelik gewees nie, maar net op grond van wat die vyand gesê het, sou God vir Israel die oorwinning gee. En geliefdes, kom ons maak 'n toepassing op ons eie situasie. Ek en jy moet doodstil bly wanneer die teeparty dinge van ons sê. Ons moet ons monde in toom hou, sodat God nie as gevolg van wat ons sê, ons die neerlaag sal gee nie. Maar een of ander tyd gaan die teeparty iets sê teen my en jou, en die Here sal dit hoor, net soos in hierdie geval, en net daarom en omdat sal God ons die oorwinning gee. Hou net jou mond toe, so wat jy kan in die tyd van beproewing, wanneer mense teenoor jou
opstaan. 7 dae lank lê hulle teenoor mekaar en dan begin die geveg. Dis bloed wat spuit, dit is stof, dit is 'n krygsgeskreeu, dit is swaarde wat klink en kap en doodsgeroggel en bloedstollende gille. Dis 'n gesteun en 'n gekreun as die gedawer van perdepote en uiteindelik toe die stof gaan lê en die klank bedaar, toe lê daar 100.000 Arameërs morsdood as lyke. Hulle vlug en hulle gaan daar na Afek, 'n stad daar naby, en 'n muur val op die Arameërs. 27.000 mense word doodgeval en kan u raai hoeveel van Israel het omgekom? Nie 'n enkele persoon nie. Dit laat 'n mens dink aan die slag van Bloedrivier, toe God bonatuurlik ook gestry het vir hulle wat op hom vertrou het. Geliefdes, sien nie wat kan God doen, en dit is alles gedoen op grond van die uitsprake van die vyand, wat die vyand gesê het van die God van Israel. Wat sê dit vandag vir my en vir jou, wat in hierdie dag in 'n moderne tydperk lewe? Die Here kom en hy sê vir ons, hy's die God van die berge, hy's die God van die valleie, en dat ons kan erken dat die Here die God is van alle dinge. In Psalm 78 vers 41 sê dat hulle die God van Israel, die heilige van Israel gekrenk, wat beteken hulle het hom seer gemaak, hulle het hom verneder, hulle het hom verkleineer. Dit wat ek gesê het, wat 'n mens nie moet doen nie. Die King James sê, they limited the Holy One of Israel. Ons weet wat is bergtop ervarings. Daar in Markus 9 vers 1 tot 7 lees ons hoe dat Jezus saam met sy 3 intieme disippels op die berg was, en ewe skielik is sy gelaat en sy kleed blink, en verskyn Elia uit die hemel uit daar, en Moses vanuit die geredde kant van die doderyk is daar, en hulle gesels en spreek met mekaar in die wonderlikste bergtop ervaring met die Here, en in die Here beleef hierdie 3 manne so dat Petrus gesê het, Here, kan ons nie hier 3 hutte bou nie, en dan bly ons sommer hier. Ons ken bergtop ervarings. Beteken wanneer alles net goed is. Jy is suksesvol. Die mense dink jy is wonderlik. Die mense is tevrede met jou. Die mense klap vir jou hande. Almal waardeer jou. O, dinge is so rooskleurig. Jy het 'n huis, jy het 'n motor, jy het 'n werk, jy is gesond, jou kinders is geseën, jou kinders dien die Here, jy's gelukkig getroud. Die Here is die God van die berge, sê ons. Is daar 'n wonderlike Here wat ons dien? Ons ken sulke ervarings. Loof die Here vir sulke ervarings. Dit is wonderlik, ons almal hou daarvan. Maar wat maak ons die dag wanneer ons daar afsak in die vallei? Ons almal ken ook dit. Jy misluk, jy jaag aan, jy probeer so hard as wat jy kan en tog misluk jy. Jy voel God is ver van jou af. Jy voel soos daardie 2 klompie bokkies wat teenoor 'n groot oormag moet veg. Jy tree dalk vleeslik op en jy voel so goor agterna. Jy voel so skuldig. Jy verval in depressie weens 'n langdurige druk van die lewe op jou. Jy het 'n uitval met jou vrou, met jou man. Jy voel so goor oor dit. Jy het 'n uitval met jou beste vriend. As jy jonk is, jou meisie, jou vriend sê jou af. Jy's siek in jou liggaam, jy's siek in jou gees. Jy doen per ongeluk sonde en jy voel goor en sleg. Jy voel so diep daaronder in die vallei in. Jy verloor jou werk. In hierdie dae soveel mense werkloos, doen aansoek vir werk, die een na die ander sit hulle CV's uit, hulle kry net niks terug nie. Jy stamp per ongeluk jou motor. Ek onthou die dag wat ek agteruit trek, daar onderkant Shoprite, en hier's 'n pilaar agter en ek stamp die motor. Mense, dit is nie lekker nie. Jy sommer daar diep in 'n vallei. Jou motor breek en jy staan langs die pad, jy druip in eksamen, jy beland in 'n ongeluk of maak 'n ongeluk. Jy voel jou gebede word nie verhoor nie. Jy voel jy kry nie wat jy verdien nie. Dit lyk asof ander wegloop met die prys wat jy eintlik moes gekry het.
As jy in daardie valleie, in een van daardie valleie is, dan wil ek vandag vir u sê, God is ook die God van die valleie. Hy is nie net die God van die berge nie, hy is ook die God van die valleie, wat Aram met sy 32 gouverneurs en sy magtige leermag moes uitvind toe hy teenoor Israel gelê het, toe Israel soos 2 bokkies gelyk het teen die groot getalle van Aram. Die Here kan jou help ook daar in jou vallei. Dit is dan wanneer jy in daardie valleie is, in daardie vallei situasie is, dat jy dan in geloof moet optree, ongeag hoe jy voel, ongeag die omstandighede. Dis dan wanneer jy God moet verheerlik, en hom nie moet beperk nie, en hom nie moet krenk nie, en nie moet sê, wat ek aan die begin gesê, die 4 dinge, wat jy tog nie moet doen nie. Dis dan wanneer jy die Here moet prys, dat hy jou kan help, dat hy jou kan die oorwinning gee, al lyk jy soos 2 bokkies, 2 klompies bokkies, teenoor die groot oormag, dan spog jy oor wat jou God kan doen, en jy praat oor die groot dade, wat God al gedoen het in die Bybel, en in jou eie lewe. Ek wil vandag vir jou bid, en ek wil vra, wat is vandag jou nood? Wat is vandag jou stryd? Wat is vandag jou probleme? Wat is vandag jou bekommernisse? Sal jy dit nie nou na die Here toe bring, dan vertrou ons God vir 'n uitkoms, dat die God van die valleie jou daar sal uithaal, en jou weer op 'n bergtop sal sit. Ek wil hê dat u dit nou daar noem voor die Here. Lê jou hand op daardie pyne, as daar 'n pyn is, en dan gaan ek nou vir jou bid. Vader, ek bid nou, dat u die God van die berge, die God van die valleie, elkeen, Here, wat nou op u vertrou, sal aanraak wonderbaarlik, wat in sy hart nou saamstem, wat saam bid, wat voor die Here sy saak genoem het, dit vir die Here gegee het, sy hand lê daar op die pyn, en waar die seer is, en waar die siekte is, o Here, ek bid dat u daardie bekommernisse wegneem, dat u daardie probleme oplos, dat u sterk sal bewys, dat u elke siekte, krankheid en kwaal sal genees in die naam van Jesus. Here, dat die vuur sal val op mense wat nou die Here vertrou as die God van die berge, en die God wat ook in die valleie die triomf kan gee. Here, in hierdie kort oomblikke vertrou ons u nou vir daardie wonderwerk, vir daardie deurbraak, vir daardie uitkoms, in Jesus naam. Amen. Mag God vir jou dit gee wat ons nou voorgebid het. Mag die Here vir jou die uitkoms, die oorwinning, die deurbraak gee. Getuig daarvan, vertel daarvan, bly aanhou om op God te vertrou. Die Here seën jou ryklik. Shalom. Is die God van die berge, is die God van die valleie, is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie, is die God van die berge, is die God van die valleie, is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. Goeie tye kom en gaan, maar die woord sal ewig staan. Niks kan my van die liefde skei, ek is altyd aan die sy. Is die God van die berge, is die God van die valleie, is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. Is die God van die berge, is die God van die valleie, is die God van goeie tye,
selfs al is daar valleie. Winde waai en storms kom, alles buig en is dan krom, maar U kom, maak dit reg, vir alles het U 'n uitweg. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. Van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. Vyjandsmagte wil kom steel, alles voel dit raak te veel, maar my Jesus maak weer reg, vir alles het Hy 'n uitweg. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. U is die God van die berge, U is die God van die valleie, U is die God van goeie tye, selfs al is daar valleie. Selfs al is daar valleie.